Goeiemôre my liewe vriende, wees gegroet vanoggend in die wonderlikste naam van alle name, die naam van ons Here Jesus Christus, die Seun van die lewende God. Baie welkom by hierdie erediens vanoggend. Mag jy vanoggend ervaar dat die Here naby aan jou is en dat hy sy liefdevolle arms om jou vou. En dat jy weet, dat jy weet dat jy geliefd is. Kom ons sit vir 'n oomblik saam en sluit ons oë en vra ons dat die Here ook vanoggend sy woord aan ons sal oopmaak. Here Jesus, die psalme sê vir ons, in Psalm 119 vers 105, waarmee sal die jongeling sy pad suiwer hou? En dan kom die antwoord, deur dit te hou aan u woord. U woord is vir ons die lig op ons pad. U woord is vir ons die lamp wat vir ons die weg wys. En wanneer ons as gelowiges dan so saam besig is met die woord van God, dan vra ons Here, praat met ons, elkeen wat luister, spreek diep in ons harte in, dat ons kan verstaan, dat ons mag ken, dat ons mag weet, en dat ons geloof opgetel kan word, en dat ons 'n lig sal wees in hierdie donker wêreld, vir u. Here, ons lewe op hierdie aarde is maar, soos 'n grashalm, in die wind, in die veld. Vandag is ons hier en môre is ons weg. Ons bid en vra vanoggend, Here, dat u by ons sal wees, dat u vir ons sal vashou vanoggend, dat u vir ons 'n warmte in ons gemoed sal bring, en dat u vereer sal word in alles wat ons doen en dit wat ons sê. In Jesus Christus se naam bid ons dit. Amen. Liewe vriende, kom ons gaan lekker saam sing tot eer van die Here. Kom ons maak sy naam groot. En in ons harte wat ons die lofliedere van die woord aan die Here bring, dat die Here ook verheerlik sal word. Want daar is blydskap in ons liedere vanoggend. Daar is blydskap in dit wat ons sê vanoggend. U sê, u woon onder die lofsange van u volk. Ons skrifgedeelte kom vanmôre uit Matteus 6 vers 22 en 23. Die lamp van die liggaam is die oog. As jou oog dan reg is, sal jou hele liggaam verlig wees. Maar as jou oog verkeerd is, sal jou hele liggaam donker wees. As dan die lig in jou donkerheid is, hoe groot is die donkerheid dan nie? Mag die Here sy woord aan ons elkeen ryklik seën, en mag dit vanoggend ook 'n lofsang wees tot eer van die Here. Liewe vriende, J.C. Penrose het in die laat 1800s 'n boek geskrywe met die naam van War on the Saints. En dit het gegaan oor hoe die demoniese wêreld, waarvan Efesiërs 6 met ons praat, hoe hulle in die menslike liggaam inwerk, om ons te verlei, om ons vas te maak, en om ons geestelik te verblind. Aan die agterkant van hierdie boek het sy aantekening gemaak om te sê, die mees gevaarlikste bose geeste wat daar bestaan in die engele wêreld, in die demoniese ryk, is die bose magte wat rondsweef
op die hoë sfere van die menslike bewussyn. En hulle val alleenlik Christene aan wat al baie jare lank as Christene op hierdie aarde is. En al wat hulle vir hulle gee, is 'n geestelike hoogmoed. Dis al wat hulle vir hulle gee. 'n Geestelike hoogmoed wat jou dan uiteindelik verblind vir wie jy werklik is en wie God is en wat God se plan vir hierdie wêreld is. Jy word as ware geestelik blind wanneer jy sê ek is beter as jy. Ek is slimmer as jy. Ek is nog op pad hemel toe. Wie is jy? Weet jy wie ek is? Dit vat die son ongeveer 8 minute sy strale om die aarde te bereik. En was dit nie vir hierdie strale van die son nie, sou die hele aarde in totale duisternis gewees het. Ons sien as ware, dit wat ons nou om ons sien, is die ligstrale van die son 8 minute gelede. En dit openbaar aan ons die fisiese wêreld. Dit maak vir ons vanuit hierdie fisiese donker duisternis uit lig. Die menslike oog naas die brein is die mees komplekse struktuur wat bestaan. Dit sê die wetenskaplikes, die mense wat alle strukture op die aarde en in die heelal bestudeer. Dit is selfs meer kompleks as die univers homself. Hierdie orgaan wat vinniger fokus as die beste kameralens wat ons op hierdie aarde het. Hierdie 2 oogballe met die retina en die struktuur kan ongeveer 5 kilometer ver sien. En in meer gunstige omstandighede kan ons baie verder sien. Wanneer ons na 'n film kyk, dan is daar ongeveer 9 rampies per sekonde wat voor ons oë verbyflits. Die Here God het ons oë geskep om tussen 60 en 75 rampies per sekonde te kan sien. Ons oë, ons sig, kan ongeveer 10 miljoen verskillende kleure herken. En is in staat om homself te registreer en aan te pas en te reguleer, selfs as daar net 1 foton is. 1 ou ligstraaltjie is, dan kan ons sien. Wat 'n ongelooflike orgaan wat die Here God nie geskep het nie. Maar gemeet teen ander diere, byvoorbeeld, as ons kyk na die arend, wie se sig 8 keer meer is as die van die mens. 'n Arend kan 'n hasie ongeveer 3 kilometer ver sien. Ongeveer 1 kilometer vanuit die lug is 'n arend in staat om 'n 50 sent stuk op die grond te kan raak sien. En daar is daar slange wat in staat is om in ultraviolet en infrarooi te kan sien. Daar is diere in die ryk wat die Here geskep het wat dan ook gepolariseerde lig kan sien wat ek en jy nie eintlik kan raak sien nie. Bye kan byvoorbeeld die nektarstingel sien heeltemal verhelder. Wanneer 'n blom vir ons mooi lyk, dan sien die bye hierdie nektarstinge asof dit soos diamante flikker. En dan is daar sekere katsoorte wat in die stikdonkerte kan jag. En hulle is in staat om in hierdie donkerte te kan sien
asof dit daglig is. Ons praat vanmôre oor, die onderwerp is, hoe donker is jou donker? En wanneer ons kyk na dit wat ons dan nou net gesien het, dan sien ons dat die Bybel praat nie van die fisiese donker nie. Hier in Matteus, wanneer die Here vir ons sê, dat die oog is die lamp vir die siel, vir dit wat die binnekant ingaan, en as jou lamp lig is, dan is jy ook verlig. Maar as jou lamp donker is, dan is jy ook donker. En as jy werklik in donkerte gehul is, hoe diep is jou donkerte? Hoe donker is jou donker? Hier praat die Here eintlik van 'n geestelike donker. In Efesiërs leer ons dat Paulus 'n gebed tot die Efesiërs rig, of tot die Here rig, en hy bid vir Efese en hy sê, Here, verlig die mense oë. Gee vir hulle verligte oë, sodat hulle U kan raak sien. En dit bring ons terug by die mees gevaarlikste bose geeste, wat daar in Efesiërs 6 en in die Bybel vir ons genoem word, dat hierdie bose magte kom as ware, en hulle sit hulle kloue oor ons fisiese oë, maar oor ons geestes oë, sodat ons nie kan sien nie, sodat ons geestelik blind is en in onkunde is. Dat ons as ware in 'n illusie lewe, dat die onwerklike vir ons werklik word. Dat ons sien, maar nie sien nie. Dat ons tas in die donker rond. Wat bedoel ons? Wat is donker? Donker, die definisie vir donker is, dit is die afwesigheid van lig. En nou vra ons hierdie vraag aan onsself af, hoe donker is jou donker? Ek het op hierdie tema afgekom in hierdie week, toe ek met iemand gepraat het, wel iemand het met my kom praat, en die persoon wat nogal 'n senior is, en baie mag het, en baie mense kan beïnvloed, sê aan my die volgende. Hy sê, Gerard, weet jy, dat ons is eintlik baie selfsugtig, dat ons net een God aanbid. Ons is selfsugtig dat ons nie ander mense toelaat om hulle hoër hande te aanbid nie. En onmiddellik het ek besef dat die persoon wat hier voor my staan, wat homself 'n Christen noem, is eintlik in duisternis. Hy weet nie wat hy sê nie. Hoe kan jy die een wat die oog geskep het, lig geskep het, laat daar lig wees? Hoe kan jy hom verwerp, verloon, deur te sê, ons aanbid God van verskeie kante af. Die Hindu God, die Brahman, die Boeddhis, Boeddha, Confucius, Taoïsme. Al hierdie gode is eintlik die God van die heelal. En ek het vir hom gesê, ek stem nie met jou saam nie. Want jy sien, die Bybel sê vir my, Jesus Christus is die enigste weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader, behalwe deur hom nie. Ons is in 'n sekere sin onregverdig, as ons nie vir mense die lig bring van die woord van God om te sê, maar dit wat jy dink is verkeerd nie. Jy is in die duisternis, jy tas in die duister rond. Jy's eintlik besig om in 'n donkerte af te sink,
waarin jy jouself gaan verloor en jou God gaan verloor en alles om jou gaan verloor. My liewe vriende, daar is soveel mense in nood vandag. Daar is soveel seer, soveel huwelike en verhoudings wat aan skerwe lê. Soveel mense wat nie eens genoeg geld het vir brood om honger te stil nie. Daar is soveel wat in depressie is. Soveel ongelukkige werksomstandighede. En so kan ons aangaan, mense wat as ware om ons in donker nag lewe. Soms is dit so donker in hulle lewe dat dit eintlik onmoontlik is om daar uit te kom. En dan vra die Here vir ons dat ons lig moet laat skyn. Ja, hy gee vir ons eintlik 'n opdrag om lig in 'n donker wêreld te wees. En dan wil ons op 'n manier opspring en uitroep en sê, nee Here, ek kan selfs nie eers deur die donker in my eie lewe sien nie. Wat nog om verander te help wat in hierdie donkerte ronddrentel. Jesus is nie onsensitief as hy dit vir ons sê nie. Want hy weet dat die enigste manier om uit donkerte te kom is om te weet dat God is lig en in hom is daar geen duisternis nie. Daar is 'n eenvoudige eksperiment wat jy kan doen. In die nag vat jy 'n vuurhoutjie en jy maak hom aan die brand. En dan skyn jy 'n lig op hom op 'n wit muur sodat daar 'n skaduwee kan wees. En dan sal jy sien dat lig het nie skaduwee nie. Alles om ons is donker, alles om ons is 'n skaduwee, maar God is lig en in hom is daar geen skaduwee nie. Ja, Johannes sê vir ons, lig is die algemene metafoor in die Bybel, die simbool. God is lig, hy's regverdig. Hy is die helder oggendlig. Filippense 2 vers 15 vermaan God sy kinders om onberispelik op te tree as ligdraers in die wêreld. Jesus het lig gebruik as 'n uitbeelding van goeie werke. Laat julle lig so voor die mense skyn, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemel is, verheerlik. Matteus 5 vers 16. En in Psalm 100 of Psalm 76 vers 5 sê die Here, die glans waarmee u verskyn het, was skitterender as die op die hoogste berge. Jesus is in kontras met die duisternis van hierdie wêreld. Nou wat maak mense dat hulle in donkerte is? Die woord wat gebruik word is daardie woord in Efesiërs waarvan gepraat word dat die bose geeste kom en hulle maak ons geestelike oë toe. Ons word as ware gemaya is die woord. En hierdie woord maya het 'n letterlike betekenis wat sê it is the mystical power that creates a phenomenal world, leading individuals to mistake the unreal for the real and the impermanent for the permanent, fostering spiritual ignorance, geestelike onkunde, and attachment to worldly possessions. Jy is geestelik blind, jy is in donkerte as jy vanoggend net vaskyk in jou gawes en jou talente, in jou bankrekening, dit wat jy besit, dit wat jy rondom jou het. Die Here sê vir ons, dit is geestelike blindheid. Want ons kan staat maak net op dit wat om ons is.
Ander aspek is, Jesus het ons nooit geroep en gesê, gaan kerk toe nie. Godsdienst sê, gaan kerk toe. Jesus sê, neem jou kruis op, verloon jouself en volg my. Maar ons het ons weeklikse kruis verruil vir 'n Sondagroetine, waarin ons in rye sit, 3 liedjies sing, en dan vat ons notas en ons noem dit geloof. Ons noem dit dat ons is nou verlig. Maar eintlik is ons geestelik blind. Want Jesus het gesê dat hy nie daar is om godsdienst te bou nie, maar is daar om 'n verhouding te bou met ons Vader wat in die hemel is. Om 'n verhouding te bou met die Heilige Gees wat binne in ons is. Hebreërs 10 vers 19 sê dat die Here het vir ons die vrymoedigheid gegee om in die heiligste, die allerheiligste van heiligstes binne te gaan, die troonkamer van die lewende God, deur die bloed van Jesus Christus. Dit is nie eens nodig meer vir 'n priester, vir 'n pastoor of 'n middelman nie. Jy het nie eens nodig 'n stage, 'n mikrofoon of 'n naamplaatjie om by die God van lig uit te kom nie. Al wat jy nodig het, is 'n honger na die woord van die Here. Die woorde van die Here wat lig is. En dit is die pad wat ons kan loop, waarmee ons lewens suiwer kan wees. Dit is die pad, die lamp wat vir ons die weg wys, die woord van die Here. En vanmôre kom die Here na ons toe en hy sê vir ons, laat julle lig skyn, laat die mense julle lig sien, die lig van Jesus Christus, sy woorde wat binne in julle is. Laat hulle julle goeie dade sien. Laat hulle julle geloof sien. Want jy sien, wanneer mense ons geloof sien, dan gaan die donkerte uit hulle lewens uit. Terwyl ons geloof uitleef in hierdie wêreld, verdwyn die lig wat ons skyn, die donkerte uit ander mense se lewens. Hulle lewens word verander, want hulle leef nie meer in donkerte nie. Maar meer nog, omdat hulle nie meer in donkerte is nie, sien hulle nou ewe skielik jou en my geloof raak. Dan dalk vir die eerste keer sien hulle geloof in aksie en besef hulle dat daar werklik 'n God is, 'n God van lig is. Want nou is dit nie meer net 'n gepraat oor God nie, maar fisiese dade oor en as gevolg van God. Dan die hoogtepunt van 'n mens se lewe sal dan wees wanneer God geëer word. Ja, wanneer die Here geloof word. Wanneer mense wat nog kort gelede in die modder en die donkerte rondgeploeter het, die lewende God loof en prys. En dit alles net omdat ek en jy ons lig aangeskakel het. Dit alles omdat ons geloof uitgeleef het. Dan kan die Heilige Gees ons gebruik om in ander te werk en kom die donkerte uit ander mense se lewens en word dit verdryf. Iemand het eendag gesê, die wêreld sê, as jy ver wil sien, gaan klim op 'n berg en dan kan jy ver sien. Maar die Here wil sê, as jy ver wil sien, gaan staan op jou knieë voor God. As jy nog verder wil sien, gaan lê op jou aangesig voor die troon van God
En dan sal jy ver sien. Dan sal jy nie geestelik blind wees nie. Die Here wil vir ons sê, dat ons moet aksie neem. Ons moet ander mense help en bystaan. Gewoonlik wanneer daar donkerte in ons lewens is, dan wanneer jy iets goed doen vir iemand anders, sonder om iets terug te verwag, dan verdwyn die duisternis, die donkerte. Veral wanneer jy iets goed doen aan 'n kind, 'n kleintjie wat homself nie kan verdedig of haarself nie kan verdedig nie, wat nie in staat is om te kan sien dit wat ek en jy sien nie. 'n Ou mens wat nie in staat is om meer eers te kan opstaan en te kan doen wat hulle normaalweg doen nie. En wanneer jy daar is en in geloof die lig van Jesus Christus laat skyn, jy sien op hulle gesigte hoe die duisternis, die donkerte verdwyn, dan weet jy dat God werklik lig is. Ons moet 'n doelbewuste besluit maak. Skakel jou lig aan. Ek vra vanmôre vir jou. Hoe donker is jou donkerte? Die Here het nie vir ons gesê dat daar nie donkerte op hierdie aarde sal wees nie. Daar nie moeilikhede sal wees nie. Daar 'n stryd sal wees nie. Maar die Here het vir ons wel beloof dat hy is ons lig en hy sal by ons wees elke dag van ons lewe. Hy sal ons nooit in die steek laat nie. Ja, indien ons nie lig het nie, ken ons nie God nie. Hulle wat God ken, wat 'n pad met hom stap, is van die lig en lewe in die lig. Hulle vorm deel van God se goddelike natuur. 2 Petrus 1 vers 4 sê, daardeur kan julle die verderf ontvlug, wat deur begeerlikheid in die wêreld werksaam is. My geliefdes, God is lig, en dit is sy plan dat die gelowiges sy lig moet laat skyn. Elke dag meer en meer soos Christus word. 1 Tessalonisense 5 vers 5. En daar sê die Here vir ons, julle is tog almal mense van die lig, mense van die dag. Ons is nie van die nag of die duisternis nie. Alhoewel ons weet dat God is die skepper van fisiese lig, is hy ook die gewer van geestelike lig, waardeur ons die waarheid kan sien. Lig verhelder wat in die duisternis versteek is. Dit wys dinge soos hulle werklik is. Om die lig te wandel beteken om God te ken, die waarheid te verstaan en ook om in regverdigheid te lewe. Daarom kan Christene nie nutteloos sit en toekyk hoe die duisternis van dit wat verkeerd is, die sonde voortgaan nie. Ons kan dit nie net toelaat nie, wetende dat hierdie mense wat as ware gemaia is, wat se geestesoë toe is, en wat soveel ander mense kan beïnvloed, dat hulle in duisternis is en bestem is vir 'n ewige skeiding van God af nie. Nee, die lig van die wêreld verlang om die duisternis uit te wis en sy wysheid oral oor bekend te maak. Jesaja 9 vers 2 en Habakuk 2 vers 14 en Johannes 1 vers 9 sê vir ons, die lig van die evangelie na die wêreld te neem, moet ons noodwendig dinge aangaande mense openbaar, wat hulle liewer weggesteek wil hou. Lig is ongemaklik vir hulle wat aan die duisternis gewoond is. Ons is aangenome kinders van God. En daarom moet ons sy lig reflekteer in die wêreld.
wat verduister is deur sonde. Ons doelwit is om as getuies op te tree teenoor ongereddes. En ook soos in Handelinge 26 vers 18 is daar geskrywe, jy moet hulle oë oopmaak, sodat hulle van duisternis tot die lig en van die mag van die Satan tot God kan bekeer. Die Here Jesus sê, deur in my te glo, sal hulle sondes vergewe word en hulle sal deel word van die volk van God. Hoe donker is jou donker vanmôre? Mag hierdie boodskap vanoggend vir jou lig wees. Mag dit jou binneste verlig. Mag jy weet dat wanneer jy jou lig aanskakel in geloof, in gebed, en vashou aan die Heilige Gees, en vashou aan God wat lig is. En wanneer jy doen dit wat die Here vir jou sê, dan sal daar geen donkerte of duisternis meer wees nie. Maar die lig verdryf die duisternis. Amen. Kom ons bid saam. Here, dankie vir die woord vanoggend. Ons bid dat U hierdie woord ook vanmôre vir ons 'n werklikheid sal maak. Ons is kinders van die lig. En ons moet skyn vir U in 'n duister wêreld. Seën elkeen wat hoor, seën elkeen wat luister, seën elkeen wat doen vanoggend dit wat U van ons vra. In Jesus Christus se naam. Amen. Kom ons gaan 'n laaste lied saam sing tot eer van die Here, en dan sluit ons hierdie diens af in sy naam. Let your Christianity be so unmistakable, your eye so single, your heart so whole, your walk so straightforward, that all who see you may have no doubt who you are and whom you serve. Wees die lig vir hierdie donker wêreld. Die Here seën julle. Amen.